woord is waar. Enige probleem wat ons het, is daar antwoord in ons Bybel. Ons gaan soek dit net nie altyd daar nie. Ons wil op 'n Sondag kerk toe gaan, of die dominee of 'n pastoor moet, of ander mense moet vir jou raad gee, maar hulle gaan soek dit nie self hier binne in die woord van God nie. Hy het beloftes wat hy vir elke een van ons het, wat tot vervulling moet kom. Dis besig om vervul te word, of ons wag op vervulling, of ons het ons rug bietjie op hom gedraai, en hy wag geduldig. Maar daar kom 'n tyd, wat hy gaan sê, dis nog klaar, want God tigtig ook diegene wat hy lief het, want soos wat ek hierso staan, en die Here vir my gesê het wat ek moet doen, is ek nog in my leerskool. Ek is nog besig om in vervulling te kom, wat die Vader vir my instoor het. Baie van ons wat hier sit, en wat die woord moet hoor, het nog nie op daai punt gekom, wat ek kan sê, wat het die Here vir my instoor nie. Vertrou ek die Here so ten volle, dat ek kan geduldig wag, op sy vervulling in my lewe. Die skrif sê vir ons moet op God staat maak in ons lewe. Hy sê in Spreuke 3 vers 5, vertrou op die Here met jou hele hart, en wees nie op jou eie insig, steun nie op jou eie insig nie, want hy sê, wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Ek sê weer, mense daar buite, het hulle vrees vir die Here verloor. Hulle wil doen, wat hulle wil doen, soos hulle dit wil doen, wanneer hulle dit doen, geen vertroue, geen vrees vir die Vader nie. Hoekom kan ons hom vertrou? Hy is onveranderlik, hy is genadig, hy is barmhartig, sy woord is betroubaar. Sy werke in ons lewens is betroubaar. Almal van ons stap 'n pad. Ek het nou die dag net so kort getuienis gegee. Die Here wou gehad het ek moet al na skool gaan verpleging doen. Maar my lewe het 'n ander pad gevat. Nie omdat dit die wil van God was nie, maar omdat dit Berna was. Maar nou is ek op daar wat die Here wou gehad het ek moes daai tyd wees, is ek nou. Om mense te versorg, om die woord van die Here te gaan verkondig, tydig, ontydig, by die ou mensies, en ou tannetjie sê vir my, mens moet nie so baie van die woord hoor nie, mens moet nie so baie preke hoor nie. Toe dog ek my tannie, eintlik het jy dit eintlik nodig. Maar nou ja, hulle is so dierbaar, maar, ons moet die Here vertrou. Baie keer sê sy vir my, sy weet nie hoekom, gaan sy in die pad of sy in die toestand waar sy is nie. En as sy vir haar nou wil vertel, ja, die duiwel, van Eden af, het die duiwel gekom om God se woord te verdraai. Hy verdraai dit vandag in almal van ons se lewens. Hy sal vir ons vertel, maar as jy nou so maak, dan klink dit so lekker reg. Maar as jy gaan luister na die stem van die Here, die Heilige Gees in jou, gaan hy vir jou sê, moenie dit doen nie. Ons vertroue moet nie in mense wees nie, dit moet in die Vader wees. Die ou duiwel, laat ek julle vertel, hy is listig. Hoeveel keer, en ons kan almal getuig daarvan, dan dink ons gaan nou die regte ding doen, maar ons vra ook nie die Here, wat is sy pad, en wat is sy wil nie. Ons moet nie op mense vertrou nie, mense. Daar's nou een ding wat ek bly sê, en ek sê dit altyd, ons moet nie op ons eie insig. Ek het nie geweet, mense hardloop so na ander mense toe. Ons praat nie van raad nie, ons praat van groot besluite. As hulle moeilikheid het, tot na die duiwel toe, om raad te vra.
dit gebeur, ek het nie geweet dit gebeur so nie, maar dit doen, ek het gedink, ja. Kom ons kyk, Dawid en Saul. Ek het Saul se verhaal gelees, en ek moet vir julle een ding vertel, my hart was stikkend seer. Saul was 'n lang man, hy het kop en skouers bo ander uitgestaan. Hy was 'n mooi man. Hy was 'n mooi man. En God het hom gekies om die eerste koning vir sy volk te wees. Maar Saul het op sy eie insig gaan staatmaak. Hy het goed begin. Almal van ons, wanneer ons tot bekering kom, ons hart gee en weergebore is, dan sê ons, daai liefde vir die Here is so sterk. En dan kom ons agter, ek kan my eie dingetjies doen. En dan dwaal ons af. Almal van ons. Ek dink nie daar's 'n mens op hierdie aardbol wat kan sê, hy het een pad geloop en daai pad was so stryd gewees. Hy het nie hierdie kant toe of daai kant toe nie. Saul, ek dink, hy was enige vrou se droomman gewees. Maar Saul het gaan dink, en hy het gedink hy weet beter as God die Vader. Hy het hom nie vertrou soos wat hy moes nie. Toe God vir hom gesê, maak dood die Amalekiete, het Saul gaan sê, okay, hierdie Kesiete, hulle kan nou maar, hulle moet uit die dal gaan, want hulle het hulle gehelp een of ander tyd. Hy het nie na God die Vader geluister nie. Hy het nie sy vertroue in hom gesit nie. En hy het gaan doen soos wat hy wil, soos baie van ons doen soos wat ons wil. Eiewys. Hy was eiewys. En hy het 'n baie lelike swaar straf deurgegaan daardeur. Ons almal ken Saul se verhaal, dat hy na die waarseer toe gegaan het. Hy het die vee en goeders wat hy, die beste vee het hy gehou. En toe Samuel hom vra, toe lieg hy. Nee, hy wil offers vir God bring. Maar Samuel het klaar geweet, want God het met hom gepraat en vir hom gesê, Saul doen nou wat hy wil. Doen ons nie dieselfde nie? 1 Samuel 15 vers 10 en 11. En die woord van die Here het tot Samuel gekom en gesê, ek het berou gekry dat ek vir Saul koning gemaak het, want hy het van my afvallig geword en my woorde nie uitgevoer nie. Toe het Samuel kwaad geword en die hele nag deur die Here aangeroep. Nou daai Here is in die hooflettertjies en ons het al gesê, dis Vader, Seun en Heilige Gees. Kan julle dink wat 'n worstelstryd? Hy was nie eers die een wat skuldig was nie, maar hy moes na Saul toe gaan en vir hom sê, jy het nou droog gemaak. Sy vertroue was nie in die Vader nie. Sy eie ek het na vore gekom. En ons doen dit. Ons doen dit. Samuel het verskoning gehad. In vers 22 sê Samuel vir hom, het die Here behaag in brandoffers. Hy het self gaan brandoffers vir die Here offer. Saul. Hy het dit nie eers gedoen soos wat dit gedoen moes word volgens God se wil nie. Want ek dink hy was skuldig, hy het geweet, hy het aangejaag, hy het nonsens droog gemaak. En hy wil op sy manier, hy het nie vir God gaan bid en vir hom vra, Here, vergewe my nie. Hy het gedink, hy doen op sy eie manier. En baie keer dan doen ons ook ons ding op ons eie manier. Ons ploeter voort. My moeder het ook daai gesegde gehad. Moenie voortploeter in die verkeerde weg nie. Moenie voortploeter in die weg wat jou na die afgrond toe lei nie. Sit jou vertroue in die Here. Ons gaan nou kry vertel is hoe ons dit doen.
As ons gaan kyk na Dawid, hy het deur baie moeilike tye gegaan. Ek dink nie ek sal eers in sy skoene wil wees nie. Saul het vir hom so kwaad geword, dat hy hom met spiese gegooi het. En nou Dawid moes koes, nie net een keer nie, op meer as een geleentheid. Hy sal nog harp speel en vir musiek maak, dan die Saul die spies en hy gooi hom daarmee. Hy het leers agter hom aangestuur, om hom te kapoet. Maar, dis waar die verskil inkom. Hy het bang geword. Hy het ook vrees gehad. Hy het nie bang geword nie. Hy sê hierso, in Psalm 27 vers 13 en 14. As ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Saul, ongehoorsaam. Dawid, maak nie saak in wat se situasie hy was nie. Wanneer ons finansiële probleme het, my kar moet gediens word, ek het bande nodig, ek het 'n versorgingshuis, ons het ons eie huis. Almal van ons het bekommernis. En partykeer dan raak daai bekommernis oor kinders, my kind gaan nou, wil nou weggaan Australië toe. Hierdie ma hart is bekommerd, maar dit gaan niks aan my doen nie. Ek kan niks aan daai situasie doen nie, behalwe om my vertroue in die Here te sit en te bid, Here gee vir ons voorsiening en hou my kinders veilig. Elke dag bid ons, Here, boeties, sissies, kinders, kleinters, die kerk, daar's so baie vir wat ons moet bid. En dan moet ons vertroue in die Here sit. Ek het gebid, Here, vergroot my grondgebied. Dan moet ons die Here vertrou om dit te doen. Nie gaan self soek en dit wil doen nie. Wag op die Here. Wanneer ons vrees, sê Psalm 56, vers 4, die dag as ek vrees, sal ek op U vertrou. Maak nie saak of ons dit in siekte het, in finansies, kwaai vriendskap, risie tussen man en vrou, ma en pa, kinders, maak nie saak wat ons omstandighede is nie. Ons moet op hom vertrou en ons moet daai vrees wat ons in ons het, moet ons so sterk maak, dat dit ons nie onsself oorgee aan vrees nie, maar laat daai vrees ons leer om al hoe meer om op die Vader te vertrou. Maak dit sin? Ja. Ons moet nie toelaat dat vrees ons in 'n paniek insit, dat ons na ander mense toe gaan, of dat ons eie oplossing vir ons probleem probeer soek nie. Ons moet ons paniek en ons vrees in die arms van ons Vader sit. Dawid het God gekies. Saul het sy eie weg gekies, en hy het nie gaan sonde bely nie. Almal van ons sondig. Dawid het gesondig, maar hy het gaan sê, Here, vergewe my met 'n opregte hart. Op die einde van die dag is dit wat die saak gaan maak, is wat hier binne in jou aangaan. Gaan bid, gee vir die Here jou probleem. En God die Vader het baie keer 'n quick fix, maar gewoonlik moet jy wag vir jou antwoord. Dit kom geleidelik. Dis nie oornag nie. Dit kan dalk maande wees, dit kan dalk jare wees. Vertrou God. Elke keer as jy vertroue kies, leer jy jou siel om God dieper te glo. Dan hoor jy daai stem hier binne in jou wat vir jou sê, wag my kind,
Wees stil, my kind. Hy is almagtig, hy is alwetend, hy is alomteenwoordig. Hy weet alles van ons af, nog voor ons hier kom sit het vandag. Amen. Vertrou die Here met jou alles. Moenie op jou eie insig steun nie. Dis wat die Bybel vir ons sê. God se woord is die lig. Dis ons lig vir ons. Maak nie saak waartoe ons gaan nie. Ons het 'n keuse om hom te vertrou. En nie wegvaai nie. Psalm 56 vers 4. Die dag as ek vrees, dis wat Dawid gesê, sal ek op U vertrou. God is ons bron van krag. Jesaja 12 vers 2. Ja, God is my heil. Ek sal vertrou en nie vrees nie, want die Here is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Wat 'n mooi belofte is dit nie? Vrees kom nie van God af nie. Ons weet dit. Maar hoe vrees ons nie oor finansies, probleme by die werk, maak nie saak wat is dit, die omstandighede, siekte, moeilikheid met mekaar, tussen vriende, tussen familie. Daar's altyd 'n vrees, nou, ek het 'n boetie. En ek moes op 'n stadium met ons almal so op eiertjies geloop met die man saam. Toe sê ek, hoekom? Hoekom moet ons soms vrees, omdat as hy nie sy sin kry nie, dan wil hy 'n tantrum gooi. En dis 'n groot man. Ons moet nie vrees nie. Ons moet ons vertroue in die Here kry, dat hy daai situasie sal uitsorteer. Nog elke keer, my ouma het altyd vir my daai raad gegee, as ek 'n probleem het. Die Here sal dit uitsorteer op sy eie tyd. En voor ek mooi weet wat is wat, dan het hy daai probleem uitgesorteer. Sonder dat ek hoef kwaad te word, my eie wil te doen, my eie nikke uithaal of enigiets van die aard. Vertrou hom. Deur jou bekommernisse en vrese in gebed aan God bekend te maak, kan jy die vrede van God ervaar wat alle verstand te bowe gaan. Deur jou mond oop te maak en die woord te spreek. Wanneer ons bid woord. Wanneer ons met die Vader praat, bid woord. Herinner hom aan wat in die Bybel staan. En hy sal dit vir ons gee as dit in sy wil is. Maar hier kom die moeilikheid. Hoe vertrou ons? Saul was 'n koning. Hy het al die mag gehad. God het hom gehelp. Maar hy het die besluit gemaak om nie op God te vertrou nie, maar sy eie ding te doen. Ons as mens het dieselfde probleem. Dit is baie moeilik om te sê, gee jou hele lewe se beheer aan God oor. Doen ons dit? Dit is nie maklik nie. Vertroue beteken om jou bekommernisse en beheer oor jou lewe heeltemal 100% aan God oor te gee. Nie net te glo nie, maar om jou geloof daardeur in aksie te stel. Want as jy dit doen en dit toelaat, dan sê jy, hier is ek, Here, U neem beheer. Dis baie keer is dit moeilik om daardie stap te neem. Of jy neem die stap mondelings. As jy 'n probleem het en jy gee 'n probleem vir die Here, dan besluit jy gaan haal hom terug, want jy wil hom uitsorteer. Ons moet ons geloof in aksie sit, deur beheer aan God oor te gee. Dis nie altyd maklik nie. Dan moet ons vas staan in God se woord
Deur te bid en sy woord as waarheid te aanvaar, word ons geloof sterk. Ons het geloof. Ons moet daai geloof behou. Ons moet daai geloof in aksie sit, deur vir God te sê, ons vertrou U in elke aspek van ons lewens. So rukkie terug, toe kry ek 'n telefoonoproep. Dis een of ander versekering vir kanker. Jy betaal nou soveel rand 'n maand, en as jy nou kanker kry, dan betaal hulle nou hierdie vreeslike bedrag uit. En so 'n paar jaar terug het hulle dit ook gedoen. Toe sê ek vir hulle, nee, dankie. En toe hulle nou weer bel, hulle praat en praat en praat, ek luister, ek sê net ja. En hulle stuur, ek sê vir hulle, stuur asseblief vir my 'n e-pos, dat ek daardeur kan lees. En ek antwoord en ek sê vir hulle, as ek moet kanker kry, dan gaan dit die Vader se wil wees. Maar ek gaan nie 'n polis uitneem vir ingeval ek kanker kry nie, want vir my persoonlik is dit om die deur vir die duiwel oop te maak. Dis my persoon. En toe bel hulle my. Hulle sê vir my, het jy nou 'n geldprobleem? Toe sê ek vir hulle, maar ek het my e-pos vir julle gesê, dis 'n geloofsoortuiging. Dis moeilik vir hulle om te verstaan as jy vir hulle sê, my alles behoort aan Jesus Christus. Maar nou ja, hulle het dit toe nou so aanvaar. Vertrou op die Here vir ewig. Jesaja 26 vers 4. Want in die Here is 'n ewige rots. Wat 'n groot belofte kan ons kry? Deur daai skrif wat sê, vertrou op die Here. Moenie vrees nie. Siekte, dood, beklei, finansies, maak nie saak nie. Vertrou op hom, want dis in God se wil wat met ons lewe gebeur as ons alles vir hom gee. Dit staan, daar's 'n belofte in die Here in die woord wat sê, hy sal jou gesondheid bewaar en hy sal jou gebeendere sal hy oprigter. Dis ook daai Spreuke 3 vers 7. Hy sal jou versterk. Dit hang af, wat is jou geloof en jou vertroue in hom, dat jy die moed het en so vertroue het, dat jy die vrees en jou bangheid kan sê, net sê, Here, hier is dit. Ons moet hom vertrou, ek en hy, in elke storm van ons lewe. God roep na ons. Ons moet hom volg, maar dit is nie 'n maklike taak nie. Dit is regtig nie altyd maklik nie. Hy vra ons absolute gehoorsaamheid. God vergeef egter elke ongehoorsaamheid, wanneer ons skuld voor hom bely. Ek het dit al baie gedoen. Hy maak my wakker 2:30 in die oggend, dan sê my, staan op jou knieë. En wanneer ek op my knieë staan, dan kom al hierdie goedertjies so, Here, ek is so jammer. Het sy dit ongeduld is, het sy dit, maak nie saak wat is nie. Die Here sal vir jou openbaar, daar waar jy moet groei, in jou geloof, in jou vertroue, in hom. Nie die mens nie 'n maatjie nie, nie 'n vriendin nie, nie 'n sangoma nie 'n toerdokter nie 'n ander wie-ever ook al nie. Jy kan raad vra by mense, luister na die raad, maar hoor by die Here, is dit die regte raad, is dit wat hy in jou lewe wil hê? Saul het dit nooit gedoen nie. En toe ek nou Samuel 31 gaan lees en ek sien hoe daai man dood is. Dit is verskriklik, my hart was so seer om te dink God het hom gekies. Maar hy het God gefaal. En hy het vir hom so
Ek weet nie of julle die storie ken van hoe hy dood is, hy het in sy eie swaard geval, en toe kom die Filistyne en hulle kap sy kop, hulle het sy liggaam teen 'n muur vasgespijker. Hulle het sy kop, rol en sy armer, het hulle afgehaal, en hulle het dit rondgesteek die wêreld vol. Kan julle dink, ek dink dit is baie wreed, koploos, teen 'n muur, vasgespijker, dat almal kan sien, die koning is dood. Dis hartseer mense. Want hy toegelaat, dat die duiwel vir hom oor aansit. Deur sy eie ek, sy eie I, me and myself, en nie om op God te vertrou nie. Daar was Dawid, die appel van God se oog. Hy het gaan beken en erken en bely sy sonde. Ons moet dieselfde doen, dat die Here kan sê wanneer ons oë toemaak, goed gedoen, my kind. Goed gedoen, my kind. Ons is sy kinders. Ons moet dit bly. En ons moet daai woord gaan daar buite verkondig vir die mense daar buite wat dit meer nodig het as ons. Amen. Ek wil net hierdie gebed lees, dan sluit ek af. Onse Vader, bewaar ons daarvan wanneer ons ongehoorsaam is. Maar bovenal, help ons om raak te sien wanneer ons die pad byste raak. Help ons dan om opreg by U vergifnis te vra, want dan weet ons verseker dat U dit vir ons sal gee. U vergifnis, U liefde, U barmhartigheid. Ek bid dit en ek dank U in die naam van ons Jesus Christus. Amen.